vanoggend se boodskap of die titel van vanoggend se boodskap, as ek 'n titel kan gee, is waar die Gees van die Here is daar vryheid. En dit is so wonderlik om te kan weet, ek en u as kinders van die Here, waar die Gees van die Here is daar vryheid. En ons weet wat beteken om vasgevang te wees. Maar wat beteken om vryheid te hê? En ek wil ons moet volgende daarna kyk. Wat beteken vryheid? En Paulus gebruik die skrifgedeelte, net 'n enkele vers wat ek vanoggend vir wil lees. Jy kan die gedeeltes voor dit gaan lees en dan sal jy die konteks sien, maar ek wil net hierdie gedeelte vir u voorlees. 2 Korintiërs 3:17. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Elke generasie, elke kultuur, deur geslagte heen, streef mense na vryheid. Ons almal wil vryheid hê, en as jy kan gaan kyk, wat gebeur, elke persoon, daar's 'n diepe verlange na vryheid. Ons bou stelsels om vryheid te beskerm. Daar's wette ingestel om ons vryheid te verdedig of te bewaar. Ons voer oorloë, deur geslagte was 'n oorloë gevoer om daai vryheid te verdedig. So ons almal weet wat dit beteken. Wat is daai vryheid dan? En dis belangrik, ek het gaan kyk, wat beteken, wat is hierdie vryheid waarvan gepraat word? Vryheid word beskryf. As ek in die woordeboek kan gaan kyk en vir vanoggend 'n beskrywing kan gee, dan kan ek nog baie meer lees. Vryheid word beskryf as vry, onbelemmerd, onafhanklik. En hierdie woord beskryf iemand wat vry is van verpligtinge, beperkings of slawerny. Dit is wat as ons fisiese beskrywing moet gaan kry van vryheid. Maar kom ons kyk in die Nuwe Testament. Verskyn die term vryheid die meeste in Paulus se briewe, waar dit dikwels konnotasie van geestelike vryheid het. Met ander woorde, vanoggend is dit belangrik dat ek en u moet besef, het ek en u geestelike vryheid. En want dit is wat belangrik is. Dit is wat saak maak, is die geestelike vryheid. Dit beskryf die vryheid wat die gelowiges in Christus het. Met ander woorde, waar kom my die vryheid vandaan? In Jesus Christus. U kan gaan kyk, Romeine 8:21, Galasiërs 2:4. En volgens Galasiërs 5:1-2 is 'n gelowige in Christus vry van die vereistes van die wet. Met ander woorde, ons kan vanoggend sê, ons is vry van die vereistes van die wet. En ek en u is alleen vry van die vereistes van die wet, want Christus maak my en u vry. Dit is 'n vryheid wat lewend gemaak word deur die krag van die Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees is in ons, God is in ons, en ek en u word vrygemaak vanoggend deur die krag van die Heilige Gees. Jakobus gebruik dieselfde beginsel of dieselfde haal hy aan in Jakobus 1:25 en Jakobus 2:12 waar hy sê die wet van vryheid. En dis belangrik dat ek en u vanoggend dit besef, ons is nie meer vasgevang nie. Ek en u kan vryheid belewe. Ware vryheid is nie vanoggend politieke vryheid nie, of 'n politieke toestand nie. Ek en u, waaroor vryheid gaan is my en u geestelike toestand vanoggend. Ons is in ons geestelike toestand vanoggend is ons vry. Nie 'n politieke toestand nie. Paulus verklaar die bron van daardie vryheid in een kragtige sin vanoggend, en ek wil dit weer haal. Een kragtige sin gee hy vanoggend. Die Here is die Gees. So die Here is die Gees, met ander woorde, wat sê hy? Die Heilige Gees is God. So die Here is die Gees. Dis wat hy sê. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En is dit nie so kragtig vanoggend en mooi vir my en nie? Elkeen wat vanoggend hier is, wat 'n kind van die Here is, het die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, wat beteken dit? God is in jou. Met ander woorde, die Heilige Gees is in jou. En waar die Heilige Gees is daar met ander woorde vanoggend vryheid. So vanoggend en elkeen van u wat hier so sit, met die Heilige Gees in hom het, wat 'n kind van die Here is, waarlik bekeer het, kan vanoggend verklaar, die Heilige Gees is in my, God is in my, en ek het vryheid. En dit is so mooi wat ons vanoggend hier kan sê. So kom ons kyk na 'n paar gedagtes dan vanoggend, wat Paulus, of wat ek wil noem vir u, oor hierdie gedeelte. Die Here is die Gees, die teenwoordigheid wat transformeer. Wat beteken dit?
Paulus kom, as jy na die gedeeltes bo dit kyk, kan jy sien, Paulus kom en hy vat die ou verbond en hy kontrasteer dit met die nuwe verbond. Die ou verbond het gebooie in klip gebring, soos jy weet. Die 10 gebooie was op kliptafels geskryf. Die nuwe verbond bring transformasie wat in ons harte geskryf is. So vanoggend het ek en u daardie vryheid, want daar's transformasie, daar's vryheid vir my en u, en dit is in ons harte geskryf. Onder die ou verbond het Moses se gesig met heerlikheid gestraal en die mense was bang vir hom, want hulle het die heerlikheid gesien. Maar wat het verander? Onder die nuwe verbond, waaronder ek en u staan, verlig die Gees ons harte en ons word verander. Met ander woorde, die Heilige Gees is in ons, hy verlig ons harte vanoggend en ek en u verander. Daarom kan ons nooit op een plek stil staan nie. Ons kan nie sê so gemaak, so gelaat staan nie, dit werk nie. Ons is nie meer dieselfde nie, en u mag nie dieselfde wees nie. U moet verander, daagliks verander. Ons staan onder die nuwe verbond. Dieselfde God, wat op die berg Sinaï hardop geantwoord het, van die Engelse vertaling sê, sy stem was soos donder weer, soos thunder. Hy het hardop geantwoord, kom die Here vandag, en hy praat nou met my en u in ons hart. Is dit nie kragtig vanoggend, die broers en susters? Met ander woorde, elkeen wat hier so sit, niemand is op 'n ander vlak, wat kan sê, ek is heiliger as die ander ene, of ek het eerder, wat ek het meer langer dien ek die Here, so ek het meer heiligheid in my, ek het meer van die Heilige Gees. Elkeen van ons wat hier sit, het die Heilige Gees. En omdat ons die Heilige Gees het elkeen van ons wat hier sit, het ons daai vryheid. En kom die Here, dieselfde God wat op die berg van Sinaï gepraat het, toe die kliptafels gegee is, kom en hy praat vanoggend in my en u hart. En daarom is die woord nie dood vanoggend nie. Dis lewend, want God maak die woord vanoggend vir my en u lewend, want die Heilige Gees is in ons. Dieselfde God wat die wet geskryf het, skryf vanoggend genade op u siel. Met ander woorde, vanoggend is daar genade vir my en u. Dieselfde God wat eens ver weg was, woon nou binne in ons. Is dit nie kragtig vanoggend vir my en u broers nie? Dit moet ons opgewonde maak. Dieselfde God wat eens ver weg was, is nou in my en u. As jy vanoggend verklaar en jy sê, ja, ek is 'n kind van God, ek is weergebore, ek het 'n verhouding met God, kan jy sê, God is nou in my. Dit is nie 'n God wat ver weg staan nie. Dit is 'n God wat in jou innerlike wêreld ingestap het en lewe bring. God staan nie daar nie. Elkeen vir ons vanoggend, ons het sy naam groot gemaak. Ons het lofoffers vir hom gebring en nou staan God en hy is in my en in u. Hy is van ver af, in die verlede was hy dalk ver vir u, maar hy kom en hy kom woon nou in ons. Hy stap in ons lewe in. En die oomblik wanneer die Here in ons lewe instap en hy's deel van ons lewe, dan het ons daai vryheid en ons het vrede en ons kan sê, nou het ek 'n verhouding met die lewendige God. Ek het die vrymoedigheid om vanoggend na hom toe te gaan. Want die Heilige Gees is by ons en in ons, en vanoggend mag ons en kan ons na God toe gaan. Want hy is in ons, God is in ons. Die skepper van die heelal is vanoggend in my en u. En dit is wat die Here vir ons sê, dis wat Paulus sê, en daarom het ons vanoggend vryheid. En dis wat die Here vir ons sê, dis dieselfde God wat eens ver was, woon nou in ons. Dis nie 'n God wat ver weg staan vanoggend nie. Hy is vanoggend by u. In die moeilikheid, in die probleme, in die bekommernisse is hy nou by u. Dit is 'n God wat in jou innerlike wêreld instap en hy bring lewe. Voorheen, toe jy die Here nie geken het nie, toe jy in die wêreld was, ver weg van God af, wat was daar? Daar was dood. Maar nou, met die Heilige Gees in ons, is daar lewe. Dit is 'n God wat in jou innerlike mens wêreld instap. Die Heilige Gees is die persoonlike, as ek dit so kan noem, agent van Christus. Hy is die Gees van die Here. En hy is met ander woorde in ons, en as ons van die verse kyk, Romeine 8:9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie,
die behoort nie aan hom nie. Met ander woorde, die Heilige Gees is die Gees van waarheid en hy getuig van Christus. Dit is so wonderlik, die Heilige Gees bring ons altyd terug na Jesus Christus toe. So die Heilige Gees vanoggend getuig van Jesus Christus. Johannes 15:26, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En dit is so wonderlik vanoggend, en ons het gister ook vinnig daarvan gepraat, hoe sou dit gewees het, as die Heilige Gees nie gekom het? Hoe sou dit gewees het, as net Jesus agtergebly het? Dan sou ons moes gekyk het, geld by mekaar probeer kry en sê, ek wil, waar Jesus op daai oomblik is dit in Israel, ek moet so intoe vlieg. En dan is daar duisende mense wat daar staan, want almal wil hom sien. Maar wat het gebeur? Christus het gesê, ek gaan weggaan. Maar ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Ek stuur vir julle 'n Trooster, die Heilige Gees. En daarom het elkeen van ons vanoggend die Heilige Gees in ons. So elkeen vanoggend, wanneer ons uit mekaar uitgaan vanoggend, elkeen waar u heen gaan, het God in hom. Om ons te help, om ons lewe te gee. En wanneer die Heilige Gees in ons woon, is ons kinders van God en nie meer slawe van die sonde nie. So ons kan vanoggend verklaar, Romeine 8:15, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. So met ander woorde, ons kan uitroep, my God, U is my Vader vanoggend, nie my papi nie. Nee, in eerbied neerval en sê, U is my Vader, U is die almagtige skepper van die hemel en aarde, en U gee om vir my, want ek is nou U kind. En daarom kan ons met alles vanoggend na die Here toe gaan, want die Gees bring vir ons vryheid vanoggend. En Paulus bevestig dus die Heilige Gees se godheid, en ons besef dit vanoggend. Wanneer ons stil raak, dan besef ons hoe ernstig is ons godsdienst, as ek dit godsdienst kan noem, dan besef ons vanoggend hoe ernstig dit is, wanneer ek bekeer. En wanneer ek, dis nie 'n speletjie nie, dis nie net ietsiekie wat ek moet doen nie, kan ek in die ernstigheid vanoggend besef, wat beteken dit, om 'n kind van God te wees? Wanneer ons besef wat dit werklik beteken, ons kom tot die inkeer en die besef, wat beteken dit is, dan sal ons begin 'n lewe lei, wat wys dat ons die Here dien. En dit is waarna ons moet streef. Verder, waar die Gees van die Here is die plek van vryheid. In die Ou Testament moes die Israeliete na 'n tempel gaan. Dis waar hulle moes gaan aanbid het. Daar was priesters. Hulle moes die offers gebring het. En dit is wat daar was. Met ander woorde, dit is wat hulle moes gedoen het om vry te kom van sonde, maar in Christus het verander. En is dit, ons moet besef wat so voorreg ons vandag het, in die tyd wat ons lewe, kan ek en u vanoggend besef, wat het Jesus Christus vir ons gedoen? Ek en u hoef nie vandag na 'n plek toe te gaan nie, of jy hoef nie na toe te gekom het, en ons moet diere offer vanoggend hê, en ek is die priester, of wie ook al, moet nou hierdie offers bring, en dis wat u moet doen, en ons het vryheid. Ons het vryheid in Christus. Ek en u kan vanoggend kom en sê, die prys is betaal, Christus het gesterf aan die kruis, die offer is betaal, eens en vir altyd. Daar is geen ander offer vanoggend nodig vir ons, om ons versoening te bring. Ons is, as een kind van die Here is, het is vry. Die bloed het gevloei, het gestort, Christus se liggaam is gebreek, sodat ek en u vandag in 'n verhouding kan staan, sodat ek en u op 'n plek van vryheid kan kom. In die skrifgedeelte beklem Paulus die gedagte, beklemtoon in die gedagte dat vryheid nie meer in plekke of dinge gevind kan word nie. So baie kere kom mense, selfs in kerke, ons moet die volgende doen, en die volgende doen, en ons moet kyk wat ons nog kan doen van die Ou Testament af en dit probeer intrek. Ons moet sekere goeders doen, dan het ek vryheid. Maar die Here kom en Paulus sê, waar die kerk is, hy sê nie waar die kerk is daar vryheid nie. Hierdie is 'n gebou vanoggend, maar waar ek en u is die liggaam van Christus, het ons die Heilige Gees, en dan is daar vryheid. Hy sê goeie gedrag, daar is nie goeie, as jy sê, maar ek moet hierdie goeie gedrag doen, as ek maar net hierdie goeie goedjies doen, en as ek maar net hierdie goeie goeders doen, dan gaan ek vryheid hê. Paulus sê, nee, dit is nie waar jy vryheid kry.
Hy sê ook verder, dit kan nie gevind word as ek harder probeer nie. Ek moet harder probeer. Ek voel vasgevang, maar hoe meer ek harder probeer, dan gaan ek vryheid kry. Was jy al daar? Ek moet harder probeer. As ek net bietjie hierdie ietsie kan doen, dan gaan ek daai vryheid kry waarna ek begeer. As ek beter is, ek is so slegte mens, as ek maar net bietjie beter gaan wees, as ek God kan beïndruk, ek gaan iets probeer doen, dat ek God kan beïndruk, dan sal ek my vryheid kry. Dis wat party mense doen, as ek mense kan beïndruk, as ek kerk toe kan kom, en ek kan hier iets doen, en mense kan sê, wow, dan gaan ek my vryheid kry. Dis nie wat Paulus hier so sê nie. Vryheid word nie gevind, vryheid word gevind in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Wanneer ons 'n verhouding het, dan kry ons vryheid in die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat in ons woon. Dis waar ek en u ons vryheid kry. So as u vryheid wil hê vandag, en jy sê ek soek, maar kry nie my vryheid nie. Dis waar ons dit kry. Die Heilige Gees bring vryheid, en daar waar hy woon, is daar vryheid. En waar woon die Here vandag? Waar woon die Heilige Gees? Die Heilige Gees woon nie in hierdie gebou nie. Die Heilige Gees woon in my en u. En omdat hy in my en u is vanoggend, het ek en u vryheid. Die Heilige Gees is God en woon in elke Christen en daarom is ons vry. Wat is die gevolg daarvan? Wanneer ons vanoggend kyk, die Heilige Gees is in my, ek het vry, wat is die gevolg daarvan? Wat is die gevolg vir my en u in ons lewe? Dink aan, ons is vry om hom te dien. Vanoggend was ek en u vry om hom te dien. Niks het u terughou nie. Niemand het vir u gekyk nie, gesê, hande is opgelig, hoekom lig jou hande op? Hoekom het jy nie jou hande opgelig nie? Of hoekom het jy nie hard genoeg geklap nie? Hoekom het jy nie hard genoeg gesing nie? Nee, ons is vry om God te dien. Ons is vry om vanoggend te worship op die manier wat hy my karakter vir my saamgesit het. Wie ek is, as ek hou daarvan my hande op te lig dit op. As ek hou daarvan om hande te klap hande. En dit is wat die Here sê, met ander woorde, ons het daai vryheid. Vry om die Here te dien, vry om keuses te maak. U het gekies vandag om hier te wees. Ek glo nie enige, my vrou het my nie gedwing nie, ek het daar gedoen. Niemand het ons gedwing om vanoggend hier te wees nie. Niemand nie. Ons is hier want ons wil hier wees. Ons het die vryheid om keuses te maak. In die lewe, in die vryheid. U kan kies, dis die wonder van God. U kan kies om hom te dien of te sê, ek gaan hom nie dien. U kan kies om te sê, ek gaan Bybel lees en ek gaan stil raak by hom. Of u kan sê, ek gaan nie. En dit is wonderlik. Ons is vry om keuses te maak. Ons is vry van slawerny, van sonde. Vanoggend is daar geen sonde wat u vashou nie, behalwe as u dit nie bely nie. Maar as u op 'n punt kom en u bely u sondes vanoggend, u kom in opregtheid na God toe, is u vry van slawerny van sonde. U is vry daarvan en Christus maak ons vry. Vry om vergewing te verkry. As ons na God toe gaan vanoggend, en ons vra vergifnis van ons sondes, God vergewe. Met ander woorde, ons is vry daarvan. En vanoggend is dit so wonderlik, ons is vry van rituele. En dit is wonderlik. Ons is nie vanoggend hierso en daar's 'n klomp rituele wat ons moet volg, wat mense in elk geval op mens plaas baie keer nie. Ons is vry daarvan. Ons is vry in Christus. Natuurlik is daar orde in die kerk, maar daar's nie rituele nie. En dan kom ek en sê ek maak dit weer eens nie. Maar ons is vry daarvan, vryheid van die mag en oordeel van sonde. So as u voel, sonde het my geoordeel, en elke keer dink ek, wat het ek al in my lewe gedoen? U is vry daarvan, stap weg daarvan, draai na die kruis toe, en fokus op Jesus Christus. Ons is vry. Daar is vryheid, die diepste vryheid van die mens, ons het vanoggend die diepste vryheid wat ons kan ervaar. Wat is soort vryheid praat Paulus hiervan? Dis nie politieke vryheid nie. Ons is nie vanoggend, dit gaan nie oor politieke vryheid of sosiale vryheid nie. Nie die vryheid om te doen, dis ook belangrik, ons is nie vry om te doen wat ons wil nie. Dit moet ons ook onthou. Daar's vryheid, maar dit beteken nie ek kan nie doen wat ek wil nie. Daar's, die Here gee vir ons die riglyn, die God se woord, ek en u moet daar binne bly.
Ek kan nie net doen wat ek wil nie. Dit beteken nie vryheid nie. Dit is 'n geestelike vryheid. En dit is die diepste vryheid wat 'n mens kan ervaar. En wat is daai vryheid? Die diepste vryheid wat jy kan ervaar, is 'n vryheid, ek is nie meer slaaf nie. Vryheid van slawerny, Jesaja 61:1. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Met ander woorde, die Gees bring genesing vir die gebroke hart. Dieselfde Gees bring vrylating van gevangenskap. Hoe baie keer, hoeveel jare gaan baie mense deur en ek is vasgevang in daai wat ek gedoen het. En ons moet vrykom daarvan. Dieselfde Gees bring daai vrylating. Waar ons voor Jesus se koms vasgevang was in die koninkryk van die donkerte. As u nie die Here ken nie, is u nog daar. Dan is u nog in die donkerte. Maar die oomblik as jy tot inkeer kom, jy kom tot bekering, is jy uit die donkerte uit en in die lig. En Jesus kom hierso, en as jy gaan kyk Lukas 4:18 en 19, lees Jesus hierdie gedeelte van Jesaja, lees hy. Met ander woorde, Jesus kom en sê vir hulle, dis ek is die Messias wat hiervan gepraat word in Jesaja. Ek gaan julle kan vrymaak. Ek vat julle uit die gevangenskap van donkerte en ek bring julle in die lig. Ek is die een wat dit vir julle gaan doen. En Jesus kom en in daai gedeelte sê hy die Messias se bediening gaan herstel, genesing en bevryding wees. Hy sê dit is wat ek gaan doen. Ek gaan herstel, ek gaan genees, ek gaan bevry. Dis wat ek gaan doen. Ek is die Messias. En verder lees hy dan, en daardie profesie word ook vanoggend in my en u ore vervul, soos wat Jesus gesê het. Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Met ander woorde, dis dieselfde Messias wat daai tyd die boek die boek voorgelees het van Jesaja, wat hy gesê daarso, Jesaja 61:1. Dis dieselfde wat Jesus vanoggend vir my en u sê. So as u voel, ek is vandag vas, is daar hoop vanoggend vir u. As jy sê, ek het nie die vryheid nie, vanoggend is daar hoop. Kom ons kyk dan. En dit is so wonderlik vanoggend, daar's nog steeds bekering. Mense kom nog steeds na God toe. Mense verander nog steeds en besluit, ek wil nie meer in daai lewe wees nie. Ek wil van die donkerte na die lig toe kom. En dit is hoe wonderlik God is, en hoe wonderlik die Heilige Gees vandag in ons is, die Gees van vryheid. Kom ons kyk, vryheid van die wet se veroordeling. Wat het die wet gedoen? Die wet het kom vir ons sê, wat doen ons verkeerd? Die wet het gesê wat God se standaard is. Die wet het gesê, dis wat God van ons verwag. Maar ons kon nie vrykom daarvan nie. Die Israeliete moes elke keer vergewing kry. Hulle moes gaan offer het en gaan offer het en gaan offer het. En vanoggend kan ek hierso sit en daai tyd was daar nie hoop vir die heidene nie. Waartoe moes hulle gegaan het? Wat moes hulle gedoen het? En vanoggend is ons op 'n ander plek, ek en u. Ons het vanoggend hoop. Jesus Christus het dit vir ons gedoen. Jesus het ons kom vrymaak uit ons hopeloosheid uit. Ons is hopeloos sonder God. As u hierso sit en ek sê, ek dien nie die Here nie, is u in 'n hopelose stadium in u lewe. U is hopeloos. Maar daar is hoop. Maar u moet die keuse maak. En daarom, wanneer ons daai keuse maak, is daar vryheid. Die oomblik as Jesus aangeneem word, beweeg ons van die veroordeling van die wet af. Die oomblik as ons Jesus aanneem, die veroordeling van die wet na die wet van genade. Met ander woorde, daarom het ek en u vanoggend, val ons onder die wet van genade. Ons is vry. Met ander woorde, wat ek verdien, wat na my toe moet toe kom nie na my toe nie, want ek val onder die wet van genade. God is my genadig. 2 Korintiërs 3 sê, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. So vanoggend weet ons die Gees is in ons en ons het lewe. Amen.
Jesus word dus nie meer geïdentifiseer, of u word nie meer geïdentifiseer deur die mislukkings nie, of die swakpunte nie. Dit identifiseer u nie, of die verlede nie, of u word ook nie geïdentifiseer deur die prestasies nie, hoe goed ek is nie. Ons val onder genade. En omdat ons genade, onder God se genade val, dis die enigste rede hoekom ek vanoggend hier staan. God se genade. Die enigste rede hoekom ons vanoggend in die gemeente mag wees, is God se genade. Die Here gaan haal ons uit. U word geïdentifiseer deur die Gees wat in ons woon. U is met vanoggend, met ander woorde, u is vry en u is vergewe. U vanoggend is u vry. Maak nie saak wat u dink as jy maar wat van daai ding, wat van daai groot ding. U is vanoggend vry. Vryheid om te word wie God bedoel het ons moet wees. Vryheid is nie die ontsnapping nie, dis 'n bemagtiging. Met ander woorde, God het 'n doel. Hy wil hê jy moet op 'n spesifieke manier, hy het 'n plan vir elkeen. Hy het gesê, ek wil hê jy moet die volgende vir my doen. Ek het 'n plan vir u lewe. Ek het 'n plan vir jou lewe. Dis wat die Here vanoggend vir u sê. Ek het 'n plan. Die Gees bevry jou en bemagtig jou dan om dink daaraan. Baie van ons kan sê, ek het nie eintlik mense lief. Dit is nie wie ek was, ek het hard groot geword. Ek weet nie hoe mense lief te hê. Dis 'n voorbeeld. Maar wanneer die Gees in jou kom en jy daai vryheid, dan bevry die Heilige Gees jou. Jy is nie net vry, maar jy word bemagtig. Met ander woorde vandag, ek is bemagtig. Ek kan lief hê. Dan kom ons op 'n punt van, ek wil nie die persoon lief hê nie. Maar dan kom ek op 'n punt en sê, maar wow, Here, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar ek kan lief hê. Die Heilige Gees help ons om lief te hê. Die Heilige Gees help ons om te vergewe. Wie van julle sukkel om te vergewe? En wanneer jy sukkel om te vergewe, kom die Heilige Gees in tyd. En waar jy moet wees, kom die Heilige Gees en hy help. En jy is reg en jy kan vergewe. En dis 'n feit. Ek het gister praat met 'n jong man. Daar was skade aan hom gedoen tyd terug. En toe dit gebeur het, was hy nie reg nie. Hy wou nie vergewe nie. Hy was woedend kwaad. Maar gister kom hy op 'n plek wat hy sê, ek kan jou vergewe. Want die Heilige Gees kom en hy help. En hy's 'n kind van die Here. So die Heilige Gees het hom natuurlik gehelp en hom reg voorberei, as ek dit so kan sê, om op 'n plek te kom waar ek kan vergewe. So die Heilige Gees is dan help ons om te vergewe. Die Heilige Gees is dan help om ons te aanbid, dat ons God kan aanbid. En baie kere was jy op 'n plek waar jy sê, ek is nie vandag lus. Ek is nie vandag lus om te bid. Dalk was jy nog ooit daar nie, maar as jy al ooit daar was, kom die Heilige Gees en hy help jy om te kan aanbid. Hy help jy om doelgerig te wandel vir God. Hy help jy om sonder vrees te lewe vanoggend. Hy help jy om meer soos Jesus Christus te wees. Hy help jy in die wandel om meer en meer soos die Here te wees. Hy help jy om God te loof en te prys. Paulus gee vir ons werkbare maniere en hoe die Heilige Gees vryheid in ons daglikse lewe bring. Kom ons kyk vanoggend, wil ek kyk na praktiese gedeeltes. Met ander woorde, ek is vry vanoggend. Wat se praktiese gedeeltes is daar? Die Gees bevry jou verstand. Met ander woorde, die Heilige Gees het in jou bevry jou verstand. Die Gees breek leuns af wat u geglo het van God. Die Heilige Gees kom en hy breek die leuns af wat u van jouself geglo het. Want hoe baie kere glo ons dinge van God en wat se God is dit? Dis nie 'n God van die Bybel wat jy nou in jou kop en jou gedagtes het nie. So die Heilige Gees kom en sê, hy breek daai leuns af en sê nee, dis nie God nie. Kom ek sê vir jou wie God is. Dis nie Jesus nie, ek wys jou in die rigting van Jesus. Met ander woorde, hy kom en hy breek dit af. Hy hernieu jou denke. Hy maak dit stil. Hy maak die aanklaer se stem stil. Wanneer jy aangekla word van hoe sleg jy is, of wat jy gedoen het, of jy sal nooit vergifnis kan kry nie. Jy is verlore vir altyd. Dan kom die Heilige Gees en maak die aanklaer se stem stil. Hy leer ons die waarheid. Hoe maklik is daar so baie goed wat vals is. En dan vat ons die valsheid en ons sê, dit is waarheid, maar die Heilige Gees kom, hy's in jou hart, hy gee jou vry, en dan bring hy jou na die waarheid toe. Die Heilige Gees kom en hy genees wonde.
waar deur jy al gegaan het, die seer kry, wat jy al deurgemaak het, die smarte, die Heilige Gees kom en hy genees dit. Hy versag 'n hart wat deur hierdie lewe hard gemaak was. Deur die probleme, deur die seer kry, kom die Heilige Gees en hy maak daai hart wat verhard was kom sag. Bring hy sag, hy herstel vreugde waar hartseer baie lank geleef het. Of hartseer baie lank in jou lewe was. Kom die Heilige Gees en hy bring weer vir jou terug. Hy gee vir jou vryheid, dat jy weer daai vreugde in jou lewe kan beleef. Want baie kere stap ons jaar in en jaar uit met daai smarte wat ons nie kan verwerk nie. Dan kom die Heilige Gees. Hy bring jou op 'n punt wat jy daai vrede en vryheid kan kry. Dan kan jy weer daai vreugde kan beleef van die lewe. Daai hartseer, kom hy en hy herstel ons. Die Gees bevry jou wil. Hy bemagtig jou om te kies. Die regte keuses te maak wat jy nooit sou gemaak het nie. Hy versterk jou om weg te stap van dit wat jou beheer. Hy kom en hy iets beheer jou, iets hou jou vas. En oor tyd kom die Heilige Gees en op sy tyd help hy jou om los te kom van dit wat jou vashou vir jare. En die Gees bevry jou aanbidding. Met ander woorde, daar's geen afstand meer nie. Met ander woorde, daar's nie 'n afstand nie tussen ons en God nie. Daar's geen vrees meer nie. Jy kan met vrymoedigheid na die Here toe gaan. Baie kere skaam, ja. Here, ek het so skaam, ek kom vanoggend voor U, ek het weer geval. Here, ek het weer U nie vertrou nie. Maar ek kan na die Here toe kom. Met ander woorde, daar's nie vrees nie, geen voorgee nie. En dis so belangrik wat ons gesê het, U kan na die Here toe kom, nes U is. Maak die deur toe, daar's niemand anders te daar nie. U hoef nie voor te gee nie. Ons het in die psalms het ons gesien. Ons hoef nie voor te gee nie. Gaan skryf u eie psalm as ek dit so kan sê. Gaan skryf in die joernale. Here, dis hoe ek voel. Ek kom sonder voorgee, want U weet alles. Ek is totaal ontbloot vir U, Here. Ek kan nie wegkruip. Ek kan hier my hartseer wegsteek. Ek kan hier alles wegsteek in die kerk. U kan nie inkom sê alles gaan goed. Week in en week uit. Hoe gaan baie goed. Gaan nie huis toe. Gaan sy stikkend. Want ek gee voor. Maar voor God, by die Here, hoef ons nooit voor te gee nie. Ons kan vrylik na God toe kom, ons kan eerlik na hom toe kom. En kom ons kyk nou laas, 'n skets van die vryheid. Wil jy ons moet dink aan 'n voeltjie wat in 'n hok is. Daai voeltjie is jare al in daai hok. En dan op 'n dag kom en maak die hekkie oop. Maar hy vlieg nie uit. Hy is so gewoond aan sy gevangenskap. Hy is so gewoond aan dit is waar hy is. Hy is tevrede daarmee. Hy kan sy vryheid kry, maar is tevrede om in daai hokkie te bly. En dis dit baie kere met ons, kinders van die Here, met Christene nie. Christus het die hek oopgemaak. Die Gees nooi ons uit, as ek dit so kan staan, te vlieg. Kom uit. Moenie vasgevang word deur dit wat jou vashou nie. Maar vrees, baie keer vrees, skaamte, ou patrone hou ons vas. Laste wat mense op ons plaas, hou ons vas. En dit voel vir ons of ons toegesluit is. En Paulus se boodskap is eenvoudig. Die hek is oop. Die Gees is hier. U is vry. Vanoggend. U is nie meer in 'n hok nie. U is nie meer vasgevang nie. Die verlede hou u nie meer vas nie. Daarom dien die Here voluit. Dien die Here voluit. Kom maar hok uit. En sê, Here, hier is ek. Ek wil nie meer vasgevang wees nie. Oor my ou goed nie. Ek wil is moeg om te sê, ek is nie goed genoeg nie. Dis wat mense sê. Ek gaan nie meer glo wat mense sê. Here, wat sê U van my? En as ons daai vraag kan antwoord, dan kom jy agter, die Gees is in U. En daarom is daar vryheid. Gaan dan heen en dien die Here voluit. En ek sluit af. Hoe kan ons hierdie vryheid prakties toepas in ons lewe? Paar gedagtes. Leef sonder vrees van veroordeling. Jy kan leef sonder vrees van veroordeling. Maak nie saak wat mense sê nie, wat saak maak vir oggend, hier in hierdie kerk, in hierdie gemeente, wat saak maak van Willow Park gemeente, is nie wat mense sê nie, is wat God sê. Want dit is wat saak maak.
Mense se goed, as dit teenstrydig is met God se woord, maak dit nie saak nie. Wat sê God? Wat sê God van elkeen van u wat hier sit vanoggend? U is nie meer veroordeelde persoon nie. Maar vanoggend kom elkeen van ons na die Here toe as 'n geliefde kind. Elkeen van ons wat 'n kind van die Here is, kan na die Here toe kom vanoggend as 'n geliefde kind. Lees die skrif vanoggend met verwagting, dan kan jy vrykom. Lees die skrif met verwagting dat dit verandering sal bring. Verandering, nie net blote inligting. Lees die skrif met die vraag, wat wil die Gees my leer? As ons dit doen, wat wil die Heilige Gees my leer? As ek die skrif vat en ek maak dit oop en die woord breek oop vir my, wat wil die Heilige Gees vir my leer? Wat moet ek doen? Wat moet ek stop? Wat moet ek verander? Waar moet ek groei? Wat wil God vir my leer? Wat se beloftes is daar vir my vandag in die skrif? Wat wil die Here vir ons leer? Gehoorsaam God uit liefde, nie dwang nie. Dis prakties. Moenie gedwing word nie. As jy voel, ek word gedwing, gaan ondersoek jy hart. Vra vir die Heilige Gees, Here, ek voel ek word gedwing. Ek wil nie so voel nie. Wat is fout in die hart? Wat is daar wat die Heilige Gees vir jy moet wys? Waar word jy gedwing? Of jy voel jy word gedwing? Met ander woorde, ek wil dit regstel. Sê nee vir sondes, sonder wanhoop. Moenie laat die sondes oor die heers nie. Hierdie vryheid beteken nie sonde verdwyn uit een oomblik uit nie. Baie keer het jy soveel gewoontes, so baie keer, en dis die pad na heiligmaking. Maar dan kom die Here en hy help ons. Ons het al daaroor gepraat, die goed val af. Wat vir jy belangrik was, is nie meer belangrik nie. Can we talk about it? That what once was important is not important anymore. Dis nie meer vir my waarde nie, dit val af. En dis wat gebeur, en die Here is daar. En wanneer die sonde daar is, dit heers nie meer oor my nie. En dis belangrik. Baie kere val dit in mens dalk 'n verslawing of mens sukkel met goed, maar dit kan nie meer oor jou heers nie. Jy maak 'n doelbewuste keuse en sê, Here, ek wil nie meer dat dit oor my heers nie. Wanneer jy versoek word, herinner jouself, nee, dit is nog vir my belangrik. Dis no longer ons nie. Ek is nie meer hier, ek word nie meer besit deur hierdie nie. En dit is belangrik. Want dit het nie meer 'n hou vas nie. In die verlede het dit hou vas op my gehad, nie meer nie. Jou lewe word geheers deur God. Wanneer jy versoek word, herinner jy jouself daaraan. Wanneer jy misluk, as jy misluk in die val, moenie in skaamte weghardloop nie. Moenie in skaamte gaan wegkruip nie. Gaan terug na God toe. Hou vas aan die Here. Moenie twyfel nie. Bring eerlik alles na die Here toe. En laat deurlopende transformasie toe. Moenie onmiddellik sê, ek is vandag 'n Christen en ek het bekeer, nou moet alles reg in my lewe nie. Dan raak mens baie kere moedeloos. Dis 'n pad. Dis 'n pad wat jy stap, omdat jy vir baie jare was jou vlees was sterk, want dis waar jy was, dis waar jy geleef het, gewoontes, patrone. Maar kom na God toe en laat God jou transformeer. Kom na die Here toe, daagliks, elke oomblik is 'n keuse. As ek gewoond was om aggressief te wees, gaan en vra die Here, help my, maak my hart sag, ek wil nie aggressief wees nie. En Here, ek het geval vandag, ek is jammer, ek het so woedend uitgebars, help my, dat ek kan terugdraai. En God is getrou, hy sal ons help. God verander ons. God doen die verandering. Ons word getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid. 2 Korintiërs 3:18. Wees geduldig, hou vas in die Here. En meet jou getrouheid. Doen wat die Here sê. Is u getrou aan wat God sê. En leef in God se teenwoordigheid. Leef in God se teenwoordigheid, broers en susters, elke dag. Leef in God se teenwoordigheid. Met ander woorde, onder die ou verbond was toegang tot God beperk, soos ek nou gesê. Maar dit is nie beperk nou nie. U kan nou na God toe gaan, op hierdie oomblik in die gedagtes bid, nou op hierdie oomblik. En niks en niemand kan nie keer. Want ons is by God. Ons moet dis gereeld bid, nie net krities in 'n kritieke tye nie. Ons moet 'n verhouding met die Here, aanbid God in waarheid, nie meganies nie. Ek moet dit nou doen nie. Ek moet dit doen nie. Nee, bid want jy wil bid.
Jy wil by die Here wees. Jy wil hier wees. Hoekom? Want ek is gehoorsaam. Ek gaan nie die onderlinge byeenkomste mis. Hoekom? Dis nie, mense het nie die kerk ingestel. En ek dink dis belangrik. Vra jouself die volgende vraag af. Waar in my Christelike lewe leef ek nog asof daar 'n skeiding tussen my en God is? Leef jy dalk nog die lewe so? Vanoggend. Voel jy, daar's nie vryheid. Voel jy vanoggend, daar's iets tussen u en God. En as jy so voel, kom na die Here toe, maak reg. Want by God is daar vryheid. Want die Gees van God, en waar die Gees van God is daar vryheid. So, wat daar is tussen u en God, maak reg. Laaste ding, mag ons vanoggend die volgende verklaar. Ek is nie 'n gevangene nie. Ek is vry. Die Gees van die Here is in my en met my. Amen.